Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Ek love hierdie tyd van die jaar. Dit is vir my, is altyd lekker vir my om te sien wie kry koud en wie kry nie koud nie. En ek is gewoonlik met 'n baadjie aan, maar ek sê volgende vir Michael, ek kry so warm volgende. En ek dink is die opgewondenheid binne in my, wat my bietjie warm maak. Maar is my interessant om te sien wie het nog kort my hempies aan en kort my broekies aan. Vir julle sê ek, well done. Vir my is dit 'n bietjie te koud vir dit, maar dit is altyd vir my lekker. Dit is lekker om dit te sien, die seasonal changes wat gebeur, en natuurlik is dit simbolies, né? Van dit wat die Here besig is om te doen in die gees. Daar was hoeveel woord vanoggend wat in die bidkamer uitgegaan het van nuwe lewe, van 'n nuwe seisoen wat aanbreek, 'n new change wat kom. En ons glo dit met ons hele hart en met ons hele siel. Amen. Nou, Pastor Dani het laasweek gepreek uit Johannes 21 uit. En hy het gepraat van waar Petrus homself in die see ingewerp het om te swem, om te wees daar waar Jesus is. Jesus was aan die kant van die see gewees en hy het geswem soontoe. En naderhand toe is daar 'n lekker vuurtjie en hulle is besig om vis te eet saam en hulle is besig om te fellowship. En Pastor Dani het 'n wonderlike preek gepreek laasweek. Ek gaan nou nie sy preek herhaal nie, as julle wil gaan kyk, dit is op Facebook, dit is op YouTube, so gaan kyk dit. Maar ek wil aangaan in daai stuk in Johannes 21. En ek lees vanoggend vers 15 tot 19. En julle is welkom om julle Bybels uit te haal. Kan ek gou sien, nee, net soos wat daar mense is wat nog kortmou klere aantrek en mense is wat langmou klere aantrek, is daar mense wat 'n fisiese Bybel het. Wie is die mense wat 'n fisiese Bybel het? Ek love it. Wie is die mense wat 'n elektroniese Bybel het? Amen, amen, ek love it. Ons lees dieselfde woord. En dit is wat belangrik is. Johannes 21 vers 15 tot 19. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna sê hy vir hom: volg my. Tot daartoe. 3 keer vra Jesus vir Petrus: het jy my lief? 3 keer antwoord Petrus vir Jesus: ja. En 3 keer sê Jesus vir Petrus: laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Nou is 'n paar goed wat ek wil uitwys uit hierdie skrif uit. Die eerste ding wat ek wil uitwys is die woord wat Jesus gebruik. Jesus vra vir Petrus: het jy my lief? En hy gebruik die woord agape. Agape is die diepste vorm van liefde. Dis daai liefde wat sê ek sal enigiets vir jou doen.
Ek sal vir jou leef, ek sal vir jou sterf, ek sal enigiets vir jou doen. You name it, I'll do it. Dis daai tipe liefde, is agape liefde. It's the type of love that is reserved for God. Dis die liefde wat ons vir God het. En 3 keer antwoord Petrus vir Jesus, ja, Here, ek het U lief. Maar hy gebruik die woord phileo. En phileo is die broederlike liefde. Die liefde wat ons vir mekaar het. En ek dink so aan my tyd toe ek net hier aangekom het, hier in Middelburg. En die eerste keer toe iemand in die kantoor, ek sal nie sê wie nie, ek sal maar net. Eerste keer wat iemand vir my gesê het, hey, ek is lief vir jou. Ek like jou ook. Maar lief is 'n bietjie van 'n sterk woord. Nee, wees. Maar dis wat hier gebeur. Dit is asof Jesus sy liefde toets, om te sê, Petrus, ek wil nie hê jy moet my net like nie. Nee, dis nie net 'n broederlike liefde nie, die liefde wat jy vir my het, moet soveel meer wees. Moet soveel dieper wees as net 'n, ja, ek is lief vir jou. Dis 'n liefde wat sê, ek sal enige iets vir jou gee. Lord, I will give anything for you. Name it and I'll do it. En 3 keer vra Jesus dit vir hom, het jy my baie lief? Hy gebruik die woord agape. Is jy bereid om my lief te hê met alles wat jy is? Lukas 14 vers 26 en 27 sê, Jesus is aan die woord, hy sê, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters. Ja, selfs van sy eie lewe. Wie nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Dis die agape liefde. Agape liefde maak die ander liefde, die phileo liefde. It makes it look like small change. Jesus sê, as jy my wil volg, moet jou liefde vir my so lyk, dat dit lyk asof jy afstand doen van die wat rondom jou is. Nou natuurlik, Jesus sê nie hier, dat jy jou familie moet afskryf nie. Okay, dis nie wat hy sê hierso nie. Maar wat hy wel sê is, in vergelyking met jou liefde vir hom, moet dit op so 'n aard wees, dat mense tweede kom. Maak nie saak wie daai mense is nie, hulle moet tweede kom. Jy moet afstand doen van hulle. Matteus 10 vers 37 en 39 sê, hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. En hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem nie, en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Dis harde woorde wat Jesus sê. Hy sê, as jy jou moeder, of jou vader, of jou suster, of jou broer, of jou kinders liewer hê as vir my, dan kan jy nie aan my behoort nie. Met ander woorde, as jy die agape liefde, wat gereserveer is vir God, aan 'n mens gee, dan kan jy hom nie volg nie. Dis wat hy sê hierso. En 3 keer vra hy vir Petrus die vraag, okay, het jy my lief? Het jy my lief met die liefde wat my toekom? Nie die liefde wat jy dink my toekom nie, maar die liefde wat my toekom. Het jy my lief met daai tipe liefde, met die agape liefde? Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Nou, daai bring my na die tweede ding toe wat ek wil uitwys. En dit is, dat liefde vir Jesus is gekoppel aan die manier hoe jy mense hanteer. Maar ek moet die distinction nou nogals maak. Liefde vir Jesus is gekoppel aan hoe ek jou hanteer.
Dit is nie die agape liefde vir jou nie, dis agape liefde vir Jesus, wat veroorsaak dat ek liefde vir julle het. Amen. Hy sê, het jy my lief, Petrus? Petrus sê ja, hy sê, okay, laat my lammers wei. Die kudde wat aan my behoort, die mense wat aan my behoort, laat hulle wei. Moenie 'n hindernis wees vir hulle om geestelike kos te kry nie. Moenie 'n hindernis wees vir hulle om van my te ontvang nie. Want dis wat dit beteken om te wei. Amen. Jesus sê op 'n stadium, hy is die deur en wie ook al in hom ingaan, kom en gaan en hulle wei. Dan wil hulle kry die geestelike kos wat hulle nodig het. En dan sê hy, het jy my lief, okay, pas my skape op. Daar is sorg wat in dit ingaan. Waar hy sê, Petrus, as jy my lief het, as jy my regtig lief het, dan sal jy die wat aan my behoort, oppas. Jy sal die wat aan my behoort, jy sal vir hulle omgee. En, ek bedoel, dit is relatable vir julle wat ouers is, nee, soos ek. Jy kan nie vir my sê, jy het my lief, en dan sê jy my dogtertjie sleg nie. Gaan nie gebeur nie. It's not gonna happen. Julle wat kinders het, julle kan saamstem? Jy kan nie vir Jesus sê, Here, ek het u lief. Ja, maar die mense wat in die kerk is. Nee. Die liefde wat jy het vir Jesus, is gekoppel aan die manier hoe jy hulle wat aan hom behoort hanteer. Hoe jy met hulle praat. Hoe jy na hulle kyk. Wat jy van hulle agter hulle rug sê. Daai goed is crucial vir hom. Hy sê, as jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. Wat is sy opdragte? Sy opdragte is, wees lief vir mekaar. Bid vir mekaar. Wees daar vir mekaar. Bely mekaar se sondes aan mekaar. Hoekom? Sodat jy genees kan word. Ek wil hierdie stuk lees in Matteus 25. Matteus 25 vers 34 tot 40. Nou, die konteks is Jesus kom en hy sê, daar gaan 'n einde kom, en wanneer die einde kom, gaan daar 'n oordeelsdag wees. En hierdie is wat op die oordeelsdag gaan gebeur. Hy sê, dan sal die koning, hy is die koning, as jy die storie gaan lees, hy is die koning wat op die troon sit. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle, wat deur my Vader geseën is, kom beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is van die skepping van die wêreld af. Ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as gas ontvang. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Ek was siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die mense wat die wil van God gedoen het om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed? Of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en as 'n gas ontvang, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. So aan die oordeelsdag gaan daar 'n skeiding wees tussen mense wat die naam van Jesus proklameer. Aan die regterkant sal die sit wat die wil van die Vader gedoen het, en aan die linkerkant sal die sit waarvan hy gepraat het, wat sê, Here, Here, het ons nie dit en dit en dit in u naam gedoen nie, en dan wat gaan hy sê? Gaan weg van my af, want ek het julle nie geken nie. Hy sê, op daai oordeelsdag gaan die koning julle oordeel op die basis van hoe julle sy kudde hanteer het. Julle kan gaan aanlees van vers 41 tot 45, want dan draai hy na sy linkerkant toe en dan sê hy vir hulle, hoorie, julle is bietjie in die moeilikheid, gaan van my af weg, julle vervloektes, na die ewige vuur, wat vir die duiwel en die engele en sy engele voorberei is.
want ek was honger en julle het my niks gegee nie. En dan gaan hy aan en hy sê ek het nie klere gehad nie en julle het nie vir my klere gegee nie, julle het nie vir my gesorg nie, julle het nie my kom besoek in die tronkie, julle het nie my verpleeg toe ek siek was nie, en hulle gaan dieselfde vraag vra en sê, Here, maar wanneer het ons u gesien terwyl u siek was? Wanneer het ons u gesien terwyl u honger was? Wanneer het ons u gesien terwyl u dors was? Het hy gesê, vir waar sê ek vir julle? Vir waar sê ek vir julle? Vir sover julle dit nie aan een van die geringstes gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Ek wil hê julle moet besef wat Jesus sê. Die liefde wat ons het vir hom, daai agape liefde, wat gereserve is net vir hom, is gekoppel op die manier hoe ek ander mense hanteer. Dis gekoppel aan die manier hoe ek sy kudde versorg. Nou, dis baie maklik om hierdie stuk te lees en te dink, ja, daar's 'n groot standaard vir die pastore. Nee, want dis hulle wat die versorgwerk doen vir die kudde. Nee. Die Great Commission tel vir ons almal. As Jesus ons uitstuur om disippels te maak, dan stuur hy nie net die wat geleer het nie. Hy stuur elkeen by die naam van Jesus bely. En hy sê, gaan. Hoekom? Want ons mense daar buite wat nog nie in die weiveld is nie. Daar's mense buitekant waar daar wolwe is wat hulle gaan verskeer, gaan en gaan red hulle. Bring hulle in sodat hulle kan hier wees waar dit veilig is. Gaan en versorg hulle want hulle het dit nodig. En die gevaar is as ons dit nie doen nie en ons sê ek maak die Here lief, maar ek sit by die huis heel dag en daar's geen liefde wat deur my vloei verander nie. Dan is daar iets fout. Die woord sê ons kan lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis sy liefde wat deur ons vloei en dis daai liefde wat ons aanspoor om vir mekaar om te gee. Dis daai liefde wat my aanspoor om vir julle te bid. Om te sê, hey, as daar ietsie is, laat weet, dan bid ons. Ons kom uit, ons versorg, ons gee om. 1 Johannes 4, vers 20 tot 21 sê, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, wie is sy broer? Praat hy van 'n bloedverbond? Nee, hy praat van hierdie, hy praat van sy broer in Christus. Sy geestelike familie. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Jy kan nie dit sê nie. As daar haat binne in jou is vir enige van God se kudde. So, dis sterk daai. Hy gaan aan. Want iemand wat sy broer, wat hy sien, nie lief het nie, kan nie vir God lief hê wat hy nie sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief hê, moet ook sy broer lief hê. Is dit nie die twee gebooie wat Jesus gee nie? Jy moet jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele krag, alles wat in jou is. En die naaste soos jouself. Daai twee gebooie loop saam. Ons is nie in die plek waar ons kan kies nie. Waar ons kan sê, ek sal hierdie gebod volg, hierdie een, ek weet nie. En hierby wil ek sê, een van die dinge wat ek altyd sê is, onthou, liefde is nie net 'n gevoel nie. Okay, dit is nie te sê, om mekaar lief te hê, is beteken jy moet daai gevoel binne in jou het nie. Dit beteken jy sien die ander persoon, jy sien die mense soos wat hulle is, met ander woorde, in die beeld van God geskep. En omdat hulle in die beeld van God geskep is daar 'n sekere mate van respek en 'n sekere mate van liefde wat due is vir daardie persoon. Maar dit is so belangrik vir my en vir jou om te besef, as ek God lief het, dan moet ek my broer lief hê. En vir die dames hierso, Pastoor Morney het dit al
baie gesê en ek gaan dit weer sê, as ons die bruid kan wees, kan julle ook broers wees, okay? Dis sy grappie, so as julle hom weer sien, sê vir hom is 'n goeie een. Matteus 22 is presies wat ek nou gesê het. Matteus 22 vers 37 tot 39. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste gebod en die eerste gebod. En die twee wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sien jy dat die een gebod is nie groter as die ander gebod nie? Die eerste een moet eers gebeur. Want ek en jy kan nie mekaar lief hê as ons nie vir God lief hê nie. Want ons moet vir God lief hê, sodat sy liefde deur ons kan vloei. Sodat ons ander kan lief hê. Maar die tweede gebod is ook net so belangrik. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Galasiërs 5 vers 13 sê, julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Wat baie keer gebeur is, we receive the love of God, we receive the grace of God, en dan dink ons by onsself, ek is vergewe, so ek kan mos nou doen wat ek wil. Hierso kom Paulus en sê, nee, jy is geroep vir vryheid, maar moet dit nie as 'n verskoning gebruik om aan te hou sonde nie, maar wat julle moet doen is, julle moet dit gebruik om mekaar te dien in liefde. Love one another. Hê mekaar lief, voer my skape, laat my lammers wei. En dit is die vraag, is hoe behandel jy? Hoe behandel jy ander gelowiges? Wat sê jy soms agter geslote deure oor iemand anders wat die naam van Jesus bely? Is jy net lief vir Jesus in woorde of en hart teenoor mense, of is daar 'n liefde wat deur jou vloei, wat gerig is na ander mense toe, gerig is na ander gelowiges toe? Te sê, Here, ek het U lief, en omdat ek U lief het, gaan ek die kudde wat aan U behoort, gaan ek ook lief hê. Al is dit moeilik soms. Amen. Pastor Morney het die ander sê ding, jy weet, as dit nie vir mense was nie, was die mense ding nogals lekker geweest. Is partykeer so dat ons mekaar seer maak. Is partykeer so dat jy seer kry in die kerk. Dis partykeer so dat ander mense wat die naam van Jesus bely, dinge doen wat jou nie goed laat voel nie. Met ons almal gebeur. Amen. Mense het jou disappoint. Amen. Het jy al ander gedisappoint? Het jy al ander seer gemaak? Wil jy hê daai mense moet jou afskryf? Nee. We are a body. Ons is 'n liggaam. Ons is daar vir mekaar. Jy is my broer of my sussie. En dit maak nie saak wat jy doen aan my nie, ek sal aanhou bid vir jou. En dit maak nie saak wat jy sê van my nie, ek sal aanhou bid vir jou. En ek sal daar wees vir jou. Nie omdat jy special is nie, maar omdat jy aan God behoort. Omdat jy aan Jesus behoort. En ek is lief vir hom. En so ek soek die beste vir elke een van julle. Die laaste ding wat ek agterkom in hierdie storie, is ek kyk na Petrus, en ek kyk na sy reaksie. Jesus vra vir hom, is jy lief vir my? En Petrus is vinnig om te antwoord, ja Here, ek is lief vir u.
En hy vra hom vir 'n tweede keer, is jy lief vir my? En hy is weer vinnig om te antwoord, ja, ek is lief vir jy. En dan sê die woord, na die derde keer, wat Jesus hom vra, is jy lief vir my, sê die woord, hy het bedroef geraak. Hy was nie geïrriteerd met die feit dat Jesus hom die hele tyd vra nie. Hy was nie kwaad gewees vir Jesus omdat hy nou die hele tyd vra nie. Hy was bedroef gewees. Daar was seer in homself gewees. En ek kan dink op daai oomblik het hy teruggedink. Na daai 3 keer wat hy die Here verloon het. En waar hy terugdink en dink, ja, gaan hierdie by my bly vir ewig. Gaan hierdie nou maar net deel wees van wie ek is. Here, as U nie eers my vertrou nie, dan weet ek nie wat ek kan doen nie. En hy het soveel berou in sy hart gehad op daai stadium. Dit is wat daai woord beteken, beroef. Hy was beroef gewees. Is daar dinge in julle verlede wat jy dink, ja, dit gaan by my bly? En my identiteit is nou maar net gekoppel daaraan. En dit maak nie saak wat ek doen nie, ek kan dit nie regstel nie. En Jesus wat jou vra, as jy lief vir my, ervaar jy dit as 'n onseker vraag om te sê, ons is nog okay, nee. Want ek dink dit is hoe Petrus gevoel het op daai stadium. Ek dink toe Jesus hom die derde keer vra, toe hy sê, ja Here, ek is so jammer. Ek is jammer as ek U laat twyfel in my. Ek is jammer as dit is wat ons verhouding nou is op hierdie stadium. I'm sorry. En maar die goeie nuus is dat Jesus was nie besig om hom te konfronteer oor sy verlede nie. Hy was besig om hom te herstel vir sy toekoms. Hy was besig om hom te herstel. Ek dink daar's 'n mooi simboliese ding om hom 3 keer die vraag te vra. Omdat hy hom 3 keer verloon het, kom Jesus en sê, hey, kom ons fix dit. Kom ons fix die foute van die verlede. Want jy moenie gekoppel wees aan die verlede nie. Jou identiteit moenie gekoppel wees aan hom nie. En is mooi hoe Jesus hierdie pad met Petrus stap van sy opstanding af. Toe hulle na die graf toe gegaan het, toe was daar die engel gewees wat vir hulle gesê het, vir die vrouens gesê het, Jesus het uit die dood uit opgestaan, en dan een van die evangelies, dan sê die engele vir die vroue, gaan sê vir die disippels, en vir Petrus, hy is uit die dood uit opgestaan. Gaan sê vir hulle moet weet, maar veral vir Petrus. Want jy sien, God wil nie hê ek en jy moet vasklou aan die verlede, soveel sodat dit ons verhouding met hom verhinder nie. Hy wil nie hê dat dit wat ons gedoen het in ons verlede, en ons almal het 'n storie, en ons almal het baggage, maar hy wil nie hê dit moet jou so vashou, dat elke keer is jy onseker nie. Dat elke keer as jy na hom toe gaan, sê, Here, ek weet nie eers of U na my meer luister nie. Ek weet nie eers of ek meer welkom is in U teenwoordigheid as gevolg van dit wat ek gedoen het nie. Ek dink dit is hoe Petrus op daai stadium gevoel het. Here, ek weet nie wat om te doen om myself te bewys nie. En Jesus kom en hy sê in die laaste vers, volg my. Dieselfde woorde wat hy 3 jaar terug vir hom gespreek het, toe hy hom geroep het die eerste keer, toe sê hy, volg my, ek gaan vir jou 'n visser van mense maak. Hier sê hy dit weer vir hom, volg my. Hy herstel sy roeping en hy sê, jou verlede gaan jy nie terughou van jou af nie. Petrus, jy is nog steeds die een wat ek geroep het. Jy is nog steeds die een wat ek my Heilige Gees oor gaan laat stort, sodat jy die een kan wees wat opstaan en preek en 3000 mense tot bekering kom. Jy is nog steeds die een vir wie ek 'n plan het. Dit wat jy gedoen het, bepaal nie wie jy is nie. En daar's 'n herstelling wat gebeur. En hy sê, volg my. Romeine 8 vers 1. Waar is ons 5 foundationer? Wat deur Romeine was in die laaste module. Romeine 8 vers 1 is 'n vers wat julle by harte moet ken. Nie net julle wat by die 5 foundation is nie, almal van julle. Daar is dus nou geen veroordeling vir die
wat in Christus Jesus is nie. Daar is nou geen meer veroordeling vir jou as gevolg van jou verlede nie. Jesus wil 'n herstelwerk kom doen. He wants to do a restoration in jou lewe. Ek dink so aan die woord wat in die bidkamer uitgekom het, new life. New life. Ek wil kom sê, a restored life. Jy het dalk 'n roeping vir bediening, maar jy weier om dit te doen, as gevolg van dit wat jy gedoen het, en as gevolg van die skuldgevoel waarmee jy rondloop. Vanoggend wil die Here jou herstel. Jy is geroep vir soveel meer, maar jy is huiwerig om in daai roeping in te tree. As gevolg van dit wat jy gedoen het, jy is so onseker. Jesus wil 'n herstelwerk doen in jou lewe vanoggend. Hy wil jou lewe kom herstel soos wat hy vir Petrus kom herstel. Jesaja 1 vers 18. Kom tog, die Here praat hierso. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal soos wol word. Hy sê kom. As daar iets in jou verlede is wat jou nog plak, kom. Laat ons dit uitsort. Laat ons dit fix. Laat daar 'n herstelwerk plaasvind. Al was julle sonde skarlakenrooi. Bloedrooi. Rooier as hierdie nuwe doele wat ons het. Hy sê kom. En hy sal die sondes wegwas. En julle sal so wit word soos sneeu. So wit word soos wol. Daar sal 'n herstelwerk plaasvind. Lukas 15 vers 20 sê hy het toe klaar gemaak en na sy vader toe gegaan. En toe hy nog ver weg was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. Hy hardloop toe, val hom om die nek en soen hom. Hierdie is die storie van die verlore seun. Van die seun wat sy inheritance gevat het en gaan squander het op reckless living, sê die woord. En toe hy niks meer oor gehad het nie, toe kom hy terug. En sy doel om terug te kom was nie om weer 'n seun te wees nie. Sy doel om terug te kom was om een van sy pa se slawe te wees. En sy pa kom en hy sê nee. Gee hom 'n nuwe kleed, gee hom 'n nuwe ring wat simboliseer jy is nog steeds deel van hierdie familie. Jy is nog steeds my seun. En toe hy hom sien, en dit is waar hierdie vers inkom, toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En hy het na hom toe gehardloop en hom gesoen. En daar was 'n herstelwerk wat gebeur het. God se hart is om te herstel. Die evangelie word genoem the gospel of reconciliation. Reconciliation beteken die herstel van die verhouding wat daar was. Daar was dalk 'n dag in jou lewe wat jy so naby aan die Here was. 'n Tyd in jou lewe waar jy so aan die brand was vir hom. Wat jy gevoel het, daai agape liefde waarvan Jesus gepraat het, wat jy dit ervaar het vir hom, om te sê, Here, as U my stuur, gaan ek vra nie eers vra nie. Daar was dalk 'n tyd gewees wat jy so naby aan die Here gebly en gewoon het, en in verhouding met hom was. Maar as gevolg van dinge, as gevolg van sondes, as gevolg van foute, het jy skuldig begin voel en weggeval. En gesê, ek kan nie meer na hom toe gaan nie, want ek het hierdie ding binne in my. En ek weet nie hoe hy gaan reageer as ek weer na hom toe kom nie. Vanoggend wil die Here jou herstel. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?